Die derde ding wat belangrik is die actual bemarking van jou eiendom. Hierdie kan 'n baie lang gesprek raak en dit is iets wat ek dalk in persoon kan verduidelik wanneer ek jou sien, maar basies elke persoon wat iets koop val in hierdie driehoek. Jy gaan sien daar's gewoonlik 4 gedeeltes daarvan. Heel onder het jy mense wat nie noodwendig 'n probleem het of weet dat hulle 'n probleem het nie en hulle wil die probleem nie opgelos hê nie. Dan het jy mense wat dink daar kan 'n probleem wees en hulle mag dit dalk oplos. Dan het jy die derde plek waar die ou sê ek het 'n probleem, ek wil graag 'n oplossing vir my probleem hê, maar ek is nog nie daar waar ek aktief 'n oplossing soek nie. En dan het jy die heel boonste gedeelte van die piramide, die ou wat sê ek het nou 'n oplossing nodig. Nou whether jy tekkies koop en of jy 'n superjacht koop, jy val gewoonlik ergens in daai driehoek. Wat meeste mense doen is hulle bemark vir daai boonste gedeelte, met ander woorde daai 3%. En dit is dan ook tipies iets soos Property 24, private property, al daai tipe goeders. Nou as 'n ou nou net vir daai 3% bemark, noem ons dit passiewe bemarking, want jy bemark basies net vir die ouens wat nou 'n oplossing soek. So die vraag is dan nou, hoe bemark jy vir die ander 97%? Die ouens wat nie eers weet dat hulle 'n probleem het nie, met ander woorde hulle weet nie hulle soek 'n huis nie. Die ouens in die middel wat dink hulle het 'n probleem en hulle moet een of ander tyd die probleem oplos, en dan natuurlik die ander groep ouens wat sê ek het 'n probleem, ek moet definitief meer begin uitvind oor hoe om die probleem op te los. Maar dis nou nog nie die ou wat aktief nou vir die oplossing soek nie. En natuurlik die beste moontlike manier is wat ons noem aktiewe bemarking. Met ander woorde, dit is dan nou iets soos al die verskillende social media channels, as jy dan nou gedrukte media gebruik. In essence, dis content marketing, om daai huis se media te vat, dit so goed te verpak, al die voordele uit te wys vir die ou en basies op die einde om te sê, jy dalk nog nie gedink daaraan om te trek nie, of jy het nie hierdie huis nodig nie, maar hierdie area bied vir jou hierdie verskillende goeders, die huis bied vir jou dit, en moontlik kan dit vir jou oplossing wees. En dalk beweeg jy daai ou van die onderste bracket na die volgende bracket in. Glo ons absoluut in beide gedeelte, die passiewe kant, ons is op al die platforms wat ons moet wees, maar dan glo ons ook aan die aktiewe kant, waar ons kan nie net terugsit en wag dat kopers na ons toe kom nie, maar ons moet absoluut die huis voor kopers gaan neersit.